Baie welkom, geliefde tiener van Abba Vader, by Parasha Mishpatim se kruistienersles, van kruistiener na kruistiener. Ons gaan kyk hoe die ordeninge of reëls of Mishpatim ons help om van 'n passiewe toeskouer na 'n aktiewe deelnemer te verander in God se koninkryk. Die oorgang van 'n passiewe toeskouer na 'n aktiewe koninkryksdiener is nie net 'n goeie idee of 'n oulike fase in jou geloof nie. Dit is 'n revolusie van die hart. Vir 'n tiener in Abba Vader se koninkryk is die gevaarlikste plek nie noodwendig die frontlines van die oorlog nie, maar op die toeskouerbanke. Baie tieners vandag is tevrede om 'n kruisie om die nek te dra en net die emotional highs van 'n diens te geniet. Maar Yeshua roep ons om die kruis op te neem en hom te volg. Parasha Mishpatim beteken verordeninge en hier kry ons God se instruksies vir 'n lewe wat tel, 'n lewe met ewigheidsperspektief. Dit is hier waar geloof van die kop na die hande skuif en waar ons leer dat ware vryheid nie lê in doen wat ek wil nie, maar in doen waarvoor ek gemaak is. Om 'n kruisdiener te word, vra 'n radikale keuse. Kom ons kyk na die wortels van hierdie keuse in die boek Eksodus, wat begin met diensbaarheid. Slawerny was dikwels 'n uitweg vir mense met skuld. God se wet in Eksodus 21 het egter 'n veiligheidsnet gebied. Na 6 jaar moes 'n Hebreëse slaaf vrygelaat word. Maar Eksodus 21 vers 5 tot 6 beskryf 'n fascinerende uitsondering. 'n Slaaf kon kies om te bly. Nie uit dwang nie, maar uit liefde. Ons lees in Eksodus 21 vers 1 tot 16, wat die slaaf moet duidelik verklaar: ek hou van my baas, ek wil nie vrygelaat word nie. Hierdie vrywillige diens, dit is die fondasie van ons verhouding met Yeshua. Kom ons kyk nou gou na die verskil van is die kenmerke van 'n slaaf uit vrees en 'n dienskneg uit liefde. So 'n slaaf uit vrees tel die dae af tot die 6 jaar verby is, maar 'n dienskneg uit liefde verklaar vrywillig, soos ons lees in Eksodus 21 vers 5, ek hou van my baas, ek wil nie vrygelaat word nie. 'n Slaaf uit vrees doen net die minimum om straf te vermy, maar 'n dienskneg uit liefde dien vanuit 'n passie vir die meester se huis. 'n Slaaf uit vrees fokus op sy regte en vrylating, maar 'n dienskneg uit liefde fokus op sy verhouding met die meester en sy gesin. En laastens, 'n slaaf uit vrees sien diens as 'n tydelike las, maar 'n dienskneg uit liefde sien diens as 'n lewenslange, vrywillige verbintenis. As die slaaf kies om te bly, moes die eienaar hom na God toe bring, Eksodus 21 vers 6. Dit was nie net 'n administratiewe skuif nie, dit was 'n geestelike transaksie. Sy oor is teen die deurkusyn van die huis met 'n els deurboor. Dit simboliseer 2 dinge. Eerstens, sy ore is nou permanent oop vir die meester se stem alleen. En tweedens, deur aan die deurkusyn gemerk te word hy deel van die huishouding. Hy is nie meer net 'n werker nie, hy is familie. Vir jou beteken dit, om Yeshua te dien is die hoogste vorm van vryheid, omdat dit jou by die Vader se huishouding laat inpas. Ons sal baie sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar kom ons voeg ook by, ek kies vandag om in die huis van my meester te bly en daar te dien. Vir jou as kruisdiener is die vraag, is jou oor al teen die deurkusyn van God se huis vasgespyker? Of wat is jou dryfkrag om te dien? Is dit uit vrees? Dien ek Yeshua net omdat ek bang is vir die hel, of dat dinge in my lewe sal skeefloop? Is dit dalk uit gewoonte? Is my Bybellees en kerkbywoning net 'n roetine wat my ouers van my verwag? Of, soos ons leer in Eksodus 21, is dit uit liefde? As alle sosiale druk wegval, sou ek steeds kies om Yeshua te dien, bloot omdat ek hom liefhet? Om 'n kruisdiener te wees,
beteken jy kies vrywillig om jou eie regte en vryheid prys te gee, sodat Yeshua volle gesag oor jou lewe het. Wanneer jy aan Yeshua verbind word, ondergaan jy 'n hardware update. Soos ons lees in 2 Korintiërs 5:17, is jy 'n nuwe skepping. Maar hierdie nuwe identiteit kom met verantwoordelikheid. Eerstens, Paulus herinner ons in vers 10 dat ons almal voor die regbank van Christus moet verskyn. Jou diens vandag het ewige gewig. Ons leef nie net vir vandag nie, maar met die wete dat ons eendag aan hom verslag sal gee oor hoe ons aardse liggaam gebruik het. As jy vandag skaam voor mense is oor Yeshua, sal hy eendag skaam wees oor jou voor die regsbank. En dan ons tweede verantwoordelikheid, ons is nou 'n ambassadeur vir Christus, soos ons lees in vers 20. Abba Vader rig 'n appel deur jou. Die kern van jou boodskap is versoening. Volgens vers 19, nou as sy ambassadeur, is dit jou werk om nie mense se oortredings teen hulle te hou nie. Kom ons bespreek nou 'n paar praktiese maniere om as ambassadeur op te tree. By die skool, soos, moenie mense se foute teen hulle hou nie. Wees die een wat vergewe en versoen wanneer ander kies om wraak te neem of mense uit te sluit. Op sosiale media, moenie deel word van hierdie afbreek en boelie kultuur nie. Gebruik jou platforms om Abba Vader se boodskap te verkondig dat mense met hom versoen kan word. En in jou vriendekring, stop hierdie menslike maatstaaf soos ons lees in vers 16. Hou op om mense te beoordeel op grond van voorkoms of status en sien hulle as die siele vir wie Yeshua op die kruis gesterf het, net soos hy vir my en jou gesterf het. Kom ons kyk nou 'n bietjie na hoe hierdie diens prakties lyk. Om 'n diensknegt te wees is nie altyd glamorous nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 6 vers 4-7 dat ware diensknegte hulle self bewys deur volharding in swaar kry, nood en benoudheid. So die eienskappe van 'n kruisdiener sluit in integriteit en begrip. Jy leef nie 'n dubbele lewe nie. Wat mense by die kerk sien, is wie jy op maandag by die skool is. Dan opregte liefde. Jy dien nie mense omdat jy iets terugkry nie, maar omdat die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou vloei. En dan die wapens van geregtigheid, soos ons lees in vers 7. Jy beklei nie met woede of skinder nie, maar met waarheid en geregtigheid. Paulus waarsku dat 'n dienskneg nie met ongelowiges moet saamspan nie, of die ongelyke juk dra nie. Jy kan nie God effektief dien as jou hart en jou lojaliteit vasgebind is aan waardes wat lynreg teen syne staan nie. Onthou, jy is die tempel van die lewende God, soos ons lees in vers 16. Ek sou sê die eerste stappe om 'n kruisdiener te word, is om na die roepstem te luister en die nette te los. Wanneer Yeshua roep, is dit 'n uitnodiging met gesag. Ons lees in Markus 1 vers 17, wat Yeshua sê, kom, word my disippels, en ek sal julle vissers van mense maak. Let gou op wie hy kies. Gewone vissers. Hy soek nie jou skoolpunte of jou gewildheid nie. Hy soek jou beskikbaarheid. Maar ons moet ook besef dat daar 'n prys is wanneer jy 'n volgeling wil wees. Jakobus en Johannes het nie net hulle nette gelos nie. Hulle het hulle pa en sy werksmense net so agtergelos, in vers 20. Vir 'n tiener beteken dit dat diensbaarheid soms van jou gaan vra om weg te stap van jou gemak, familieverwagtinge of die normale pad wat jy moet loop, of wat almal loop. Kom ons doen nou 'n bietjie selfrefleksie. Wat is die nette wat jy vandag moet neerlê? Is dit 'n toksiese vriendskap, 'n begeerte vir erkenning, of dalk net jou eie gerief en gemak? Onthou, 'n dienskneg wat nog aan sy nette vashou, kan nie die meester se vrag dra nie. Om 'n kruisdiener te word, vereis 3 aksiewerkwoorde. Kom, volg, los. Kom ons kyk eers na kom. Beweeg weg van jou eie agenda. Tweedens, volg. Laat Yeshua toe om die tempo en rigting van jou lewe te bepaal.
En nommer 3, los. Identifiseer jou nette, daardie dinge wat jou passief hou. So kom ons kyk nou na jou aksieplan. Moenie net dink nie, doen. Identifiseer een net en vervang dit met 'n visseraksie. Kom ons sê, wat is die net? Wat hou jou terug? Is dit dalk dat jy 3 ure per dag of op TikTok of Instagram spandeer om jou eie beeld te vergelyk met ander? Kom ons kyk dan na die losaksie. Besluit, ek sal vandag my foon 30 minute vroeër wegsit en tyd spandeer in Bybelstudie, aanbidding of gebed. En dan die visseraksie, is die diens. Gebruik daardie 30 minute dalk om 'n bemoedigende boodskap vir 'n vriend in nood te stuur. Nou kom ons in die gevaarsone en 'n waarskuwing uit Jeremia 34. Integriteit is die toets vir 'n ware dienskneg. In Jeremia 34 het koning Sedekia en die mense 'n verbond gesluit om hul slawe vry te laat, soos Mishpatim voorskryf. Hulle het selfs 'n bloedeed afgelê deur tussen die dele van 'n gesplete kalf deur te loop, Jeremia 34 vers 18. Dit was 'n manier om te sê, mag dit met my gebeur as ek my woord verbreek. Sodra die gevaar egter gewyk het, het hulle hul woord verbreek en die mense weer slawe gemaak. Abba was woedend gewees. Hy neem ons ja en ons beloftes ernstig op. Mishpatim gee ons 'n praktiese kontrolelys vir integriteit. Kom ons kyk nou gou of jy die integriteit toets sal slaag. Kom ons kyk na vreemdelinge. Behandel ek die outcast by die skool met respek? Exodus 22 vers 21. Die swakkes. Byt ek ander se onsekerheid uit vir my eie status? Exodus 22 vers 22. Skinder. Versprei ek valse gerugte of weier ek om deel te neem daaraan? Exodus 23 vers 1. Vyande. Help ek mense waarvan ek nie hou nie, as hulle in die moeilikheid is? Exodus 23 vers 4 tot 5. En geregtigheid. Verdraai ek die waarheid om by die meerderheid in te pas? Exodus 23 vers 2. Net soos God ons beloftes ernstig opneem, kan ons ook altyd staat maak op sy beloftes. Abba Vader beloof in Exodus 23 vers 28 dat hy perdebye voor die gehoorsame diensknegte sal uitstuur om die pad skoon te maak. Wanneer jy kies om met integriteit te dien, veg Abba Vader vir jou. Om van 'n toeskouer na 'n deelnemer te beweeg, beteken dat jy die els teen die oor aanvaar. Jy kies Yeshua as meester omdat hy jou eerste lief gehad het. Jy is 'n ambassadeur met 'n mandaat vir versoening, 'n tempel van die Heilige Gees en 'n draer van Abba Vader se geregtigheid. Die reis van Mishpatim eindig met 'n asemrowende visioen. In Exodus 24 vers 10 sien die leiers van Israel die God van Israel. Onder sy voete was 'n vloer wat gelyk het soos safierstene, so helder soos die blou lig. Dit is die skoonheid wat wag op diegene wat kies om te dien. Die volk het in Exodus 24 vers 7 in een stem uitgeroep: Ons sal alles doen wat die Here gesê het. Hulle het hulself aan die meester verbind. As teken van jou oorskakeling van passiewe toeskouer na aktiewe kruisdiener, teken hierdie kontrak in jou gees. Ek erken dat ek in Christus 'n nuwe skepping is. Ek kies vandag om nie meer vir myself te leef nie, maar vir die koning. Ek pen my oor vrywillig aan sy deurkusyn vas, om te shema. Ek sal as sy ambassadeur my vyande help en die swakkes beskerm. Hineni, hier is ek, stuur my. Moses is daarna genooi om in die wolk op te klim, vers 15 tot 18. Terwyl ander net die verterende vuur van ver gesien het, het Moses intimiteit ervaar. Mag jy hierdie week in die wolk van sy teenwoordigheid instap, terwyl jy ander met liefde en integriteit dien. Shalom.